Baie welkom ook aan die aanlyn kykers by hierdie geleentheid. Ons gaan by vandag se geleentheid die woord van die Here oordink uit 1 Korintiërs hoofstuk 3 uit. Spesifiek onder die tema God laat groei wat hy in liefde geplant het. God laat groei wat hy in liefde geplant het. So, terwyl jy in jou Bybel soek, of dalk op jou selfoon gou na 1 Korintiërs 3 toe skuif, sodat jy saam kan lees. Ons gaan die eerste 9 verse saam lees, en ons gaan ook in ons weeklikse stilte tyd elke dag dit inoefen. Want daar's 'n baie belangrike konsep wat die Here ons vanoggend wil leer, en ons uiteindelik help, glo ek, om ook as verskillende kerke en geloofsgemeenskappe vir mekaar te sê, waar gaan dit nou eintlik in die lewe? Waar gaan dit uiteindelik in ons geloofsverhouding met God? En ek dink as 'n mens dit snap, dan gaan daar dalk baie meer vrede in die een heilige algemene Christelike kerk van Jesus wees, want is tyd dat mense ontdek, die kerk gaan nie oor ons. So, met dit in gedagte, lees ek graag saam met jou 1 Korintiërs hoofstuk 3, vers 1 tot 9. Broers, susters, en dit is nogal kwaai as Paulus dit moet sê, ek kon met julle nie praat soos mense wat hulle deur die Gees van God laat lei nie. Nou weet julle, op 'n ander plek skryf Paulus, as die Heilige Gees julle lei, laat die Heilige Gees dan ook julle gedrag bepaal. Hier's verdeeldheid in hierdie gemeente. So Paulus moet praat. Dit klink vir my nogal, dis 'n gemeente waar daar meer as een dominee was. So hy moet praat. Nou dis, ek dink nog 'n bietjie hard as hy moet sê, ek kon nie met julle praat soos mense wat hulle deur die Gees laat lei nie. Wat sê hy? Ek moes praat soos met wêreldse mense, soos met kindertjies in die geloof in Christus. Ek het julle met melk gevoed, nie met vaste kos nie, want julle kon dit nog nie verteer nie. En julle kan dit ook nou nog nie verteer nie, want julle is nog wêreldse mense. Daar kom jaloesie en twis onder julle voor. Is dit nie omdat julle nog wêrelds is en julle wêrelds gedra nie? Nou hier hoor ons, hier is die verdeeldheid. As een van julle sê ek is vir Paulus, dan sou mens dadelik sê, Paulus was heel waarskynlik die hoe sê hulle, the senior pastor. So die ouens sê, dominee Paulus, hy is die man. Of, daar is 'n ander ou met die naam van Apollos gewees. Nee, ek dink, dominee Apollos is die. Paulus sê, hy sê, as een van julle sê, ek is vir Paulus, of ek is vir Apollos, is julle nie nog wêrelds nie. Ek vra, vers 5. Wat is Apollos dan? Wat is Paulus dan? En dan hoor jy die ongelooflike sin. Hulle is maar net dienaars deur wie julle tot geloof gekom het. En elkeen doen die werk soos die Here dit vir hom gegee het. Hy spel dit verder uit, hy sê, ek het geplant, Apollos het nat gegooi, en dan 2 keer binne 2 verse, maar dit is God wat laat groei.
Dit gaan dus nie om die een wat plant, of die een wat nat gooi nie, maar om God wat laat groei. Jy sien ek het dit veel geel gemaak, dis hoekom die tema is, God laat groei, wat hy in liefde geplant het. Vers 8 help ons. Die een wat plant en die een wat nat gooi, staan op gelyke voet. Met ander woorde, daar is nie 'n ding soos 'n senior pastor nie. Gelyke voet. Want die een wat nat gooi, die een wat plant sal. God sal elkeen beloon volgens sy werk. Julle, en dan sê die Here in vers 9 vir ons iets tussen ons oë. Ons is medewerkers in diens van God, en julle is die saailand van God, julle is ook die gebou van God. God laat groei. Almal op gelyke voet. Elkeen beloon volgens sy werk. Ons is medewerkers. Ons is die saailand. Ons is die gebou van God. Hoe help die Here ons vanoggend? Paulus skryf vir 'n gemeente, soos ek reeds gesê het, waar daar verdeeldheid is. Klink baie soos die kerk waarvan ons deel is op die oomblik wat daar verskillende strominge is. En wat daar prominente leiers is wat hierdie verskillende strome dryf. En ek hoor net dat die Here vanoggend sê, jy kan nou maar sê jy is vir daai groep of vir daai groep of vir daai geestelike leier of vir daai teoloog of daai dokter of daai professor of daai dominee of daai pastoor of daai eerwaarde of vir daai biskop. Hy sê ons is almal op gelyke voet. Dis God wat laat groei. So dadelik moet ons vir mekaar sê, ons kibbel oor menslike goed. Dis hoekom Paulus ook hier moet sê, ek moet julle praat soos wêreldse mense. Hierdie goed hoort nie in die kerk nie. Want ons almal behoort aan Jesus, en dit sit ons op gelyke vlak. Daarom is, as ons vanoggend daarna kyk, die oudste lidmaat in hierdie gemeente, tot by klein Handerey, is die een nie belangriker as die ander een nie. Voor God is beide gelyk. Want beide van hulle beleef die genade van Christus. Beide beleef die feit dat Jesus gesterf en opgestaan het. Vir elkeen van hulle. 7 maande oud, 85 jaar oud. Selle. Geen verskil. So daarom moet ons dalk vir mekaar sê, natuurlik vind jy aanklank by sekere persoonlikhede op grond van jou eie persoonlikheid. So jy sou makliker met iemand kon identifiseer. Maar uiteindelik word ons disippels van Jesus. Ons word nie disippels soos Paulus hier sê van Paulus of van Apollos of van wie nie. So hy sê, gemeente, dit kan nie so werk dat daar party is wat sê ek is vir Paulus, ander wat sê ek is vir Apollos. Paulus sê julle mis die punt. Hy sê Paulus plant, Apollos gooi nat, maar dis God wat laat groei. En groei is uiteindelik genade. Die groei is genade. Is my interessant, en ek sê dit tong in die kies, ek is nou eintlik stout. Het Paulus wat plant, Apollos wat nat gooi. Ek wonder wie was die ou wat geskoffel het. Ek wonder wie het skoon gemaak, ek wonder wie die onkruid verwyder. Was dit die koster gewees? Was dit die skriba gewees? So daar's goed wat in 'n gemeente nodig is, wat nie noodwendig altyd genoem word nie. So ek wonder maar net, hoe lyk dit?
So ons leef in 'n wêreld waar mense dink alles hang van ons af. Terwyl die rou realiteit van die lewe is dat jy's vandag daar, môre nie daar nie. En dieselfde dag wat jy nie daar is nie, is daar iemand anders in jou plek en die lewe gaan aan. Ons leef in 'n wêreld waar elkeen se dringender is as iemand anders se dringend. So alles moet vinnig gebeur. So ek my vingers klap, moet dit gebeur. Ek moet in beheer wees van alles. Op die oomblik voel dit vir my tegnologie is in beheer van ons almal. Want dis die meeste tyd en plek waar ons spandeer. Maar die evangelie werk anders. Daarom is hierdie groeibeeld so 'n pragtige beeld om te gebruik. Dis soos saad. Dis soos reën. Dis soos asem. Dis soos die wonderblomme wat in my tuin opkom elke jaar. En sien jy party seisoene in 'n mens se lewe lyk leeg. Dis interessant in Suid-Afrika op die oomblik dat behalwe dat seisoene leeg is, dat seisoene in Suid-Afrika half deur mekaar is. In terme van menslik gesproke. God skepper en beheer, dit reën op plekke, die son skyn op plekke, plekke waar ek werk op die oomblik kan die ouens nie in die lande inkom nie, die sonneblomme is besig om te vrot, die mielies val om, die koppe het nie, want dit reën nie soos ons gewoond is dat dit reën nie. Mense het in die afgelope 2 weke meer reën gehad as in 'n hele reënseisoen. So seisoene lyk anders. Van julle is al agtergekom dat van die gereelde blomme wat nou veronderstel is om te blom nie. Dat blomme later blom. Maar onder die oppervlak is daar steeds lewe. Is daar steeds werk wat gebeur. Ek en Kelly het gesels en vir mekaar gesê, julle ken dit, ek het baie keer of het die video gewys van Usain Bolt se wêreldrekord in die 100 meter, wat 9 hoeveel sekondes was, so afgeblits het. Het Bolt daai oggend opgestaan en besluit ek hardloop vandag 'n wêreldrekord? Nee. Want daar's 'n ander video wat wys wat gebeur op die oefenveld. Hoe swaar hy kry, hoe naar hy word, hoe naby hy aan opgee is. Maar die dag toe hy daar opdaag, toe sy intern reg, die wind was reg, die omstandighede was reg. Hy kon 'n wêreldrekord hardloop. Dis ek en jy. Ek en jy weet nie wanneer is daardie oomblik wanneer God iets deur my wil doen. Daarom oefen ek. Daarom is ek gereed dat as die geleentheid om voordoen en al die omstandighede reg is, dat ek daardie een ding vir God kan doen wat hy vir my beskore gemaak het om te doen. Dat ek op die regte tyd kan blom. Dat ek op die regte tyd die vrug kan lewer wat God vir daardie oomblik in iemand se lewe wil plant en plaas wat hulle nodig het. En dis hoekom ons in die kerk moet ontspan en vir mekaar sê, dis wonderlik is daar op Paulus se bediening seën is. Dis wonderlik is daar op Apollos se lewe en se bediening seën is. Ek is dalk net in 'n seisoen waar my blomtyd binnekort is. So God werk met mense so. Julle sit nou daar lekker as 'n gesin by mekaar en baie goeie vriende.
En dit sou beteken dat ons het nou vandag hierdie wonderlike geleentheid in AJ en Kelly en in Andrei se lewe, is hulle blomgeleentheid. En in plaas daarvan, en verstaan net mooi, ek gebruik dit bloot as voorbeeld, hoor my net mooi. Let's celebrate with him. Let's enjoy it with him. Gun hulle die oomblik. Want ek beloof julle, so goed soos wat ek hulle ken, is daar in enige een van die res van die familie se lewe so 'n oomblik kom, gaan hulle saam met julle celebrate. Hulle gaan dit vir julle gun en dit vier. En dit pleit ek voor dat ons dit in mekaar se lewens en in mekaar se geloofsreis met God sal gun. En dat ek weet, ekskuus my Engels, daar's in almal van ons se lewe 'n change of season. En die een seisoen berei jou voor vir die volgende. En ons moet mekaar dit gun, want ons is uniek. God stap met elkeen van ons 'n unieke pad. Dis wat Kelly en Andrei se doop vanoggend gesê het, God begin. Nog voordat ek kan antwoord, nog voordat ons iets kan teruggee, kom God reeds nader. God plant lewe. Sing hy lied wat sê, voordat ek kon kies kon vra, het die seun my vloek gedra, nog voor ek my skuld bely. Het hy reeds gesê, jy is myne. Ek het reeds gesê, ek antwoord by belydenis, nie perfek nie, nie volledig nie, maar ek behoort aan Jesus. Dalk moet ek vir julle vertel wat ek vir Kelly vertel het. Ek vermoed ons het in die verlede dalk nie heeltemal reg met belydenis gewerk. Ons het mense laat toetse skryf en dan op grond van hulle toetsuitslae kon hulle belydenis aflê of nie. Verskriklike onderhoude, 14-daagse katekisasie. En jong mense was vir kwaai ouderling ooms so bang dat hulle dalk nie eens meer vandag in die kerk is nie. Daai spesifieke ervaring was negatief. Dus iewers moet ons dalk vir mekaar sê, 'n toets kan help, maar dis uiteindelik net soos 'n leerlinglisensie. Dit beteken jy kan op die pad gaan, jy mag nou onder toesig bestuur. Dis maar wat in kategese gebeur. Maar dan uiteindelik, en julle ken dit, want as 'n mens mos nou 18 raak, dan kan jy mos nou 'n lisensie kry. Die feit dat jy 'n lisensie in jou hand het, daai papier kry waarmee almal, dit is op elke profile is dit, yes, ek het my lisensie gekry, dan sê ek, Here bewaar hom of haar asseblief. Want die feit dat hulle die papier het, sê hulle kan bestuur nie. En dis belydenisaflegging. Belydenisaflegging beteken nie, jy's Mr. of Mrs. Perfect nie. Jy moet nou die goed wat jy geleer het, begin toepas, en dit begin uitleef, en vanuit dit leef, en van daai geloofsvorming in jou lewe plaas. En soos wat jy deur storm en drang gaan, deur seisoene gaan, word jy gevorm, maar jy het 'n fondament. Ek behoort aan Jesus. Hy sal my nie los nie. En dis hoekom hierdie dag, waar ons 'n babietjie gedoop het, waar ons belydenisaflegging gehad het, so pragtig inpas by Moedersdag. Want ons dink vandag aan mense, aan ma's, aan vroue, wat oor jare vir ons gedra het, gevoed het,
na ons geluister het, vir ons gewag het, vir ons gebid het, vir ons versorg het, wat in die nag wakker gelê het oor ons, wat stil trane afgevee het, maar wat daar was. Liefde neem baie forme aan. Sommige liefde is sterk, sommige liefde is stil, sommige liefde bly net stil teenwoordig daar, maar ware liefde help lewe groei. So jy sit vandag hier, jy's 'n vrou, jy's dalk 'n ma, jy's dalk 'n ouma, jy's dalk 'n tannie, jy's dalk 'n vriendin. Ek wil vandag vir jou sê dankie vir wat jy in mense se lewens doen. Vir die moederrol wat jy in iemand se lewe speel. Ons dink ook vandag aan hulle wie se moeder nie meer daar is nie. Ek het gister die ongelooflike ervaring gehad van 'n mamma wat 'n beroerte gehad het. En haar dogter het vroeër Vrydag met my gekommunikeer en gesê die beroerte was so sleg, ouma kan nie praat nie, sy kan nie kommunikeer nie. En gister later, toe stuur sy 'n boodskap, toe sê sy, my boetie was by my ma, hy het my gevideo call uit die hospitaalsaal uit. En mamma het met my gepraat, en sy het op my naam vir my gesê, goeiemôre. Ek dink die lekkerste geskenk, want daai dogter is ook 'n mamma en 'n ouma. So wat wil ek vir jou sê, terwyl jy jou ma by jou het, geniet haar, waardeer haar. Is lekker om jou ma se stem te hoor. Want dit doen net iets aan jou binneste. So ek dink vandag ook aan almal wat nie meer die voorreg het van 'n aardse ma nie. So dankie mamas, dankie vroue vir die rol in ons lewe. Hoe het mamas ons geleer? Mamas het ons geleer, moenie ophou luister nie. Moenie ophou kyk nie. Leef met bewustheid, leef met bedagtheid. Want my liewe vriende, sonder om enige spooke op te jag, ek dink die land Suid-Afrika gaan in die volgende week deur een van sy grootste uitdagings gaan. As dit by die politiek kom. Ons gaan deur die eerste gaan in Suid-Afrika wat ons nie ken. So die wêreld het steeds pyn. Hy het steeds armoede, hy het steeds eensaamheid, hartseer. Nou moet ons vir mekaar sê korrupsie en misdaad en so ons kan nie ophou luister nie. Ons kan nie ophou kyk nie. En as ek aanhaak by verlede week het ons vir mekaar gesê hierdie wêreld is nie die vertreksaal vir die hemel nie. Omdat ek aan Jesus behoort, kan ek nou reeds
hemel op aarde hê. So hemel op aarde mense, ek en jy, kan nie van hierdie goed af wegkyk nie. Ek kan nie volstruis politiek beoefen en my kop in 'n gat in die grond druk en maak asof die realiteite van Suid-Afrika nie bestaan nie. Gaan ons marseer? Ek twyfel. Maar ons moet leef. Met oop oë, met sagte harte en met hande wat help dra. Want sê ons vir mekaar, ons ken die volle siklus. Dis die laaste Sondag in Pasen. Dis Hemelvaart. Hemelvaart loop uit op Pinkster. Dis nie destyds toe mense nie geweet het wat volg nie. Ek en jy leef in die seisoen van die Gees. So die Gees werk nou. So Paastyd herinner, die nuwe skepping het reeds begin. Die Gees werk reeds. Stilweg, geduldig, diep, soos asem, soos water. Die lewegewer, die lewendmaker, soos wat die belydenis van 'n seël getuig. Ook moet ons vandag vir mekaar bemoedig en uiteindelik tot rus bring. Deur te sê ek hoef nie vandag alles te verstaan. Ek hoef vandag net te onthou, ek behoort aan Jesus. Ek is nie uit my onmag vrygekoop met goud of silwer nie, maar met die kosbare bloed, die lewegewende bloed van Jesus Christus. Ek is 'n nuwe mens, die oue is verby. God het in my lewe kom plomp. Daarom sê hy ja. Daar was geleentheid wat Dominee Paulus gepreek het. Jy jou hart vir die Here gegee het. Daar was 'n tyd wat jy geluister het na Dominee Apollos en hy het daai saadjie van jou geloof water gegee. Onthou net, dis God wat dit laat groei het. Dis God wat daar die dinamika bewerkstellig het tussen hoor van die woord, bereik die binneste van die mens met 'n bepaalde resultaat. Daarom kan jy uitloop vandag. Met hoop. Met liefde. Kan ek en jy gaan sorg vir mense. En kan ons weer blom. Ek wys vir jou weer my blomme. Maak jouself oop en beskikbaar, sodat die wonder van God in jou lewe kan werk. Want dit is vir ons elkeen. Dit is nie vir spesialis nie. Ek sê hier Paulus het ons genoem medewerkers
medewerkers is disippels, is volgelinge. So hierdie lewe, hierdie groei, hierdie blom, is vir ons elkeen. Laaste sin. Moenie fokus verloor nie. Moenie jou so verlustig in ander se blom, dat jy jou eie miskyk en dit geringskat nie. Kom, ek gee vir jou tyd vir stilte. Here, baie dankie vir elke mens deur wie u liefde sigbaar word. Ons bid vandag vir moeders, oumas, ouma grootjies, tannies, moederfigure in ons lewe, vriendinne, versorgers, kinders, families. Mense wat treur, mense wat moeg geword het langs die lewenspad. Mense wat hoop verloor het. U wil die kerk gebruik. U wil ons elkeen se blomme gebruik om in hierdie lewens 'n verskil te maak. Ek bid vir ons elkeen. Geef ons oë wat sien, ore wat luister, harte wat sag bly, hande wat help dra, en leer ons om u bo alles te vertrou. Want dis u wat laat groei. Amen. Vriende, net die volgende terme van Koninkryksnuus. Ek het reeds gesê, komende donderdag is dit Hemelvaart. Ons het 'n 10uur diens by die huis vir bejaardes. Ons gaan net die een diens hou hierdie jaar en dis 10uur by die huis vir bejaardes. Dan volgende Sondag, die 17de, 9uur ons erediens. En dit sal dan ook die begin van ons Pinksterdiens te wees. Vir die res van die week, Maandag tot Donderdag, is ons elke dag 10uur
by die huis vir bejaardes vir in persoon Pinksterdienste. Sal uiteindelik ook elke dag op YouTube beskikbaar wees. Die oomblik as ek dit opgelaai kan kry, so ek wil dit net herinner. Dan daarmee saam onthou asseblief, ons stuur elke dag vir julle die WhatsApp boodskap uit, waar daar na aanleiding van onder andere dan 1 Korintiërs 3 vir julle stukkies sal wees om te lees, gedagte om oor te dink, uiteindelik toe te laat dat die Gees ook in jou lewe werk, te bid en uiteindelik ook te leef en te doen en 'n verskil te maak. So, jy is welkom as jy wil deel word daarvan, stuur net vir my jou naam en jou selfoonnommer en sorg dat my selfoonnommer asseblief op jou foon gestoor is, dan maak ek jou deel van die gemeente se broadcastgroep, wat my dan bring by die selfoonnommer 083-654-0806. Ons kan daar met mekaar kommunikeer. Maak maar net seker dat as jy 'n nuwe foon kry, jy my nommer stoor, en daarmee saam, ek is baie dankbaar vir die van julle wat, as julle nuwe nommers kry, daarom vir my ook laat weet en sê, update net my nommer, so, dis reg. Ek wil vra, is vir my nogal belangrik, dat as iemand in die hospitaal is of siek is, dat in die mate wat dit moontlik is, ek dit van die mense self kry, familie, ek kry baie keer 'n tweedehandse, derdehandse boodskap, en dan is iemand nou al, of uit die hospitaal uit, of dit het nooit by my uitgekom nie, so, help asseblief deur maar direk te kontak. Ek weet, ek is nie die eerste een wat in mense se gedagtes opkom om gekontak te word nie, maar asseblief help my, sodat ons mekaar kan help. As ek dit sê, wil ek oor 2 mense net praat. Jan Wisse, wat in die hospitaal was, hy is op hierdie stadium terug by die huis, hy het klink op hierdie stadium moet 'n operasie ondergaan, so ons wag vir 'n datum, so ons dink aan Jan, en dan die tannie na wie ek verwys het, wat die beroerte gehad het, is tannie Anna Olivier by die huis vir bejaardes, en wat ek wil sê dit nou nog soveel, hoe kan ek sê, nog meer emosioneel maak, dis Moedersdag vandag, dis môre haar 89ste verjaarsdag, so haar familie, dis moeilik, so kom ons dink aan hulle, mag die Here hulle ook versterk. So, geseënde week vir almal, mag dit met julle goed gaan, ons aanlyn kykers en almal hier in die gebou, ons praat weer vir volgende Sondag weer, totsiens.